Hartlik goeiemôre familie. Of eintlik is dit nou al op die kop middag. Ons wil maar net namens die pastorie en namens die gemeente ook dan net vir u elkeen ons innige meegevoel betoon, ook as familie. Ook aan die wat via YouTube en ook via Facebook inskakel en wat ook later na die boodskap sal op WhatsApp luister. Mag elkeen van u vertroos word, soos wat die Here alleen kan vertroos en wat die Here alleen vir julle ook kan deurdra. En ons vertrou ook dat die Here ook met hierdie boodskap vanmôre vir julle dan ook wonderlike vertroosting ook sal bring. Kom ons sit net so, dan gaan ons net saam bid. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om vanmôre ook dan so stil te kan word. Here, om ook in hierdie dag vir ouma Babs te kom groet. Here, om ook vir haar te sê tot weersiens, tot ons mekaar weer in die hiernamaals sal ontmoet. Dankie dat ons weet, Here, sy u geken het en dat sy u lief gehad het. En Here Jesus, dat sy ook getuig het van 'n dag in haar lewe wat sy u ontmoet het. En ons dankie ook vir hierdie geleentheid dan vanmôre. Wees dan met ons, wees met die familie, wees met die verrigtinge ook dan vandag, Here, wat sal plaasvind en mag u self ook deur dit alles verheerlik word. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Nou ja, die familie het gevra dat ons 'n openingslied sal sing en dit is dan gesang 177. Ek sien 'n nuwe hemel kom. Kom ons staan, dan kan ons ook hierdie lied saam sing. Sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by wie ons bly. Kyk, ek maak alles nuut, sê God, laat hom wat dors het kom. En hy sal vind, hy is my kind, ek is 'n God vir hom. Oorwinnaar sal ons alles erf en drink uit die fontein van lewenswater heerlik rein, en God sal oor ons skyn. Lewenswater heerlik rein, en God sal oor ons skyn. Baie dankie, ek kan my sitplekke inneem. Ek glo jy sal my verskoon as ek net my baadjie uittrek vanmiddag. Geliefdes, die Here dan op my hart gelê, soos ek ook met die familie gedeel het, om vanmiddag met u te deel uit Psalm 121. Psalm 121, 'n lied wat Dawid skryf. En vir baie mense is dit 'n baie bekende gedeelte, want ek glo baie predikante bid sekerlik ook hierdie gedeelte wanneer hulle baie kere 'n diens begin. En die gedeelte sê as volg, hy sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voete nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, en maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Ek wil graag
vanmiddag in hierdie geleentheid met u gesels oor die gedagte van as die moeilike tye kom, slaan jou oë op na die Here. Ons kan dit ook anders sê. Ons kan ook sê, my hulp is van die Here, ook in tye van afskeid. Dus hierdie geleentheid vanmiddag waar ons hier by mekaar is om ook dan 'n geliefde, 'n moeder, 'n ouma en 'n grootouma te kom groet. Iemand wat groot spore in julle familie getrap het. Net uit dit wat ek gelees het, uit die gedeelte wat ek later met u sal deel, kan 'n mens sien sy is iemand wat 'n indruk gemaak het, nie net op haar kinders nie, maar verseker op haar kleinkinders en haar agterkleinkinders. En dit sê baie van iemand se karakter. Dit sê baie van wie so 'n persoon is en wat hulle vir die samelewing beleef of beteken het ook, nie net vir die gesin nie, maar ook vir die samelewing, met wie sy in aanraking gekom het. En daarom, dit die werklikheid van moeilike tye. Vandag is 'n moeilike tyd. Geen mens hou daarvan om na 'n begrafnis of na 'n troostdiens te begin. Afskeid doen van 'n moeder of van 'n ouma of 'n geliefde bring 'n hartseer. Dit bring 'n leegheid. Dit bring vrae. Op Psalm 121 begin eerlik. Hy sê, waar sal my hulp vandaan kom? En dit is 'n vraag wat ons almal vandag ken. Wanneer ons moeilike tye beleef, dan kyk ons baie kere rond en ons sê, waar sal my hulp vandaan kom? Ons is baie keer as mens geneig om eers ons hulp op ander plekke te gaan soek. Ons is baie kere geneig om eers ander dinge te gaan raadpleeg en baie kere ongelukkig eers op die einde, die laaste uitweg vir baie mense is om my oë op te slaan na die hemel. As dit kom by die dood van 'n geliefde, dan staan ons as mense sprakeloos. Wat sal ons kan sê? Want hoekom? Ons voel lam, ons voel magteloos. Jy sou so graag daardie persoon vir nog 'n ruk by jou wou gehad het. Jy sou graag nog daardie persoon nog 'n bietjie langer wou kon koester. So wat sal ons kan sê? Behalwe om te sê, ek het nie woorde altyd nie. Ek het altyd woorde om te spreek. Dit voel of alles waarvoor jy geleef het, in een oomblik van jou weggespeel. Dit wat jou prioriteit daagliks opgeneem het, kan die elite, dit wat met aan die daagliks besig was, is nou weg, is nou stil. En dit gaan moeilik raak. Die verlange gaan groot wees. Verby die kamer stap en ietsie gou sê, of net vra, is mama dors. Dit gaan nie meer daar wees nie. Maar weet, dis juist in tye soos hierdie, wanneer die Here kom en hy die vertroosting bind, en bied wanneer ek en u ons oë opslaan aan die Here. Ons besef ons wat 'n voorreg het om op 'n oomblik soos hierdie God se woord te kan hê. Daar's baie mense daar buite en hulle gaan deur moeilike stryd, hulle gaan deur moeilike tye en hulle sit vir maande en jare en hulle weet nie wat er kan doen. Maar ons is bevoorreg vandag want ons het God se woord. Ons het die woord wat vertroosting bring. Ons het die woord wat vir jou en my kan kom bemoedig en ons kan wys watter rigting om in te gaan. So ons het 'n voorreg om die lewende God self vir ons situasie hier by ons te kan hê. Ek wil so 4 gedagtes met julle deel. Die eerste een is, wanneer ons sê met die tema, as die moeilike tye kom, slaan ek my oë op na die Here. Dan moet ons die eerste plek onthou, julle moet onthou die Here wil vir julle 'n toevlug wees. Elkeen van u wat hier sit, is vandag nie 'n groot begrafnis nie, is vandag 'n meer intieme klein begrafnis. Maar vir elkeen van u wat hier sit, het die Here 'n afspraak vandag nie, en hy wil vandag vir jou kom sê wat hier sit, en hy wil vir jou sê, ek wil vir jou 'n toevlug wees. Die Psalme sê, ek slaan my oë op, nie na myself nie, nie na die pyn of die verlies wat ek nou ervaar nie, maar ek slaan dit op na die Here. Psalm 46 vers 2 sê, God is vir ons 'n toevlug en hy is vir ons 'n sterkte. As hulp en benoudhede is hy in 'n hoë mate ook beproef. So hy weet waarheen ek gaan. Dink gou vir 'n oomblik, hy het ook
geween toe hy by Lazarus se graf gestaan het. Daar was ook trane uit sy oë gepers. So hy is 'n God wat weet, hy is 'n God wat beleef wat u beleef. Hy beleef die hartseer en daarom is hy die een wat u ook wil kom bemoedig en u wil kom vertroos. Maar hierdie vers gaan ook oor die vertroue en die beskerming wat 'n kind van die Here in God vind. Veral tydens tye van moeilikheid en benoudheid. God is vir ons 'n stoelvlug en hy is ons sterkte en dit verwys daarna dat God 'n plek is van veiligheid en van krag vir diegene wat op hom vertrou. Ek weet nie waarop vertrou u elkeen. Elkeen kan dalk vandag vir my sê ek vertrou op dit of ek vertrou op dat. Maar die Here is vandag die een wat graag wil hê jy moet in daai verhouding met hom staan dat jy hom kan vertrou ook in jou lewe. As die bron van krag, as die bron wat kan help en jou deur uitdagings vat. Nie net deur die uitdagings van hierdie begrafnis vanmiddag of hierdie hartseer tyd nie, maar ook deur ander uitdagings wat jy mag beleef gedurende jou leeftyd op hierdie aarde. Glo my ouma Bab se daar uitdagings gehad. Veral oor hierdie laaste tyd. Maar sy het geweet. Een ding sy het geweet, waar lê haar troos, sy het geweet waar lê haar hulp, en sy het geweet waar kom haar krag vandaan. Hoe weet ons dit? Op die laaste is haar woorde gewees, ek wil huis toe gaan. Nie 'n aardhuis, maar 'n huis wat by God, 'n huis wat by Jesus Christus is. Met ander woorde, haar geloof het nou in aanskoue oorgegaan. Dit wat sy al die tyd tot hier geglo het, is nou vir haar 'n werklikheid. As God vir ons 'n toevlug en 'n sterkte is, dan verwys dit na daardie veilige plek vir diegene wat hom vertrou. En as 'n toevlug bied God 'n plek wat ons by kan skuil vir geestelike en fisiese gevaar. En as sterkte is hy ons bron van krag wat ons kan help om deur hierdie verskillende dinge ook te kan gaan. As hulp en benoudheid is hy ook die ene wat sê, ek is nie ver, ek is nie daar bo iewers, maar ek is hier by julle, ek is hier rondom julle. Die kinders van die Here is hy hier binne in ons hart. Hierdie groot almagtige God, wat die see en die palm van sy hand weeg, maar tog die uitspansel tussen sy vingerpunte, is dieselfde God, wat inwonend in jou en my kom woon. En dis hy wat ons kom vertroos vandag. Hierdie vers herinner die kinders van die Here daaraan, dat hulle nie alleen is, en dat hulle altyd na God kan draai, vir ondersteuning en bemoediging in tye van nood. Spreek van 'n diep geloof in die beskerming en leiding van God, ook in elke aspek van ons lewe. Wat is die praktiese toepassing? Praktiese toepassing van hierdie vers behels aktiewe stappe. Dit behels om jou vertroue in God in praktyk te bring. Hoe doen ons dit? Deur dit gereeld in jou lewe toe te pas, kan jy 'n dieper en meer intieme verhouding met God ontwikkel. En sy leiding en beskerming ten volle ervaar. Ek wil hê elkeen van u moet weet vanmiddag. God kan jou help om deur 'n moeilike tyd te gaan. Sy beskerming is nie altyd 'n vrywaring van probleme nie. Maar hy kan jou help om dit deur sy genade te kan hanteer. Wanneer jy op God vertrou, kan hy ook jou innerlike vrede gee. Innerlike vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vrede wat hy vir jou bring te midde van hartseer, te midde van pyn, te midde van al die storme wat rondom jou. Maar die tweede is, die Here sal julle as familie, vriende en gesin help en 'n toevlug wees wanneer julle leer om julle oë op te slaan na die Here en op hom gefokus te bly. So om iemand te verloor wat ons liefhet, is een van hierdie uitdagende reise van geloof. Dank God sy genade, wat sal voorsien wat ons ontbreek en alles wat ons nodig het om mee te leef. So ons hulp
is van die Here, so Dawid ook geskryf. Hy is die skepper van hemel en aarde, hy slaap nie. Hy waak oor ons. Hy waak oor my kom en hy waak oor my gaan. En hy waak ook oor my in die dag van die daal van doodskade nie. Wanneer ek daar ingaan, soos Psalm 23 sê, al gaan ek deur 'n daal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Vir 92 jaar, byna 93, 'n maand weg, het die Here julle moeder, julle ouma se lewe gedra. In haar vreugdes, in haar swaar kry, en ook in haar ouderdom, en nou ook in haar heengaan. Hy bly dieselfde getroue bewaarder. En omdat hy die bewaarder is, wil hy u ook bewaar. Hoor wat sê Hebreërs 4:16, en dit is kosbaar, hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. 2 Korintiërs 12:9. En hy het my gesê, my genade is vir julle genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Die ontstellende aard van verlies kan angs, kan bitterheid, en kan baie hartseer veroorsaak. Maar ons kan God vertrou met elke liewe saak waaroor ons bekommerd is. 1 Petrus 5, vers 6-7. Hy sê hier vir u en my, hy sê, verneder julle onder die kragtige hand van God. Hoekom? Sodat hy wat God is, julle as familie op die regte tyd kan ophelp. Werk julle bekommernis op, want hy sorg vir julle. En dan natuurlik die geleesde gedeelte wat ons gelees het, vers 1 en 2, hy sê, ek staan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Maar hoe gaan julle dit regkry? Hoe gaan julle dit regkry om hierdie vertroosting ook 'n deel van julle te maak? Begin deur die woord van God te lees. Begin deur die verse spesifiek wat gaan oor genesing, wat gaan oor troos, wat gaan oor hoop. Dink aan Psalm 34 vers 18-19 wat sê, hulle roep en die Here hoor. Hy red hulle uit hulle benoudhede. Jy kan dit baie meer persoonlik maak. En jy kan sê, die Here is naby die wat gebroken van hart is. En hy verlos die wat verslaas van gees. In ander woorde, wat sê hy daardeur? Hy staan vanmiddag gereed om na u te kom. Hy staan gereed om met u in hierdie verhouding te wees. Hy staan gereed om sy arms op u te slaan en u te vertroos, soos geen mens kan vertroos. Psalm 147 vers 3. Hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. So bid vir die leiding van die Heilige Gees om die regte verse te vind om jou innerlik te bemoedig en daardie genesing te bring vir dit wat seer en dit wat nie lekker is in jou binneste. Kosbare belofte wat die Here ook gee. Vind ons dan ook in Jesaja 43 vers 2, as hy sê, as jy deur die water gaan, hoor die belofte, ek is by jou. Kom ons pas dit toe. Selfs die oomblik, sodat hierdie geliefde van julle kom wegneem, want die dood lê in die hand van die Here. So die oomblik hierdie geliefde van julle kom weggeneem het, was ek ook by julle. Ek was ook by haar. Gaan julle deur die riviere, hulle sal julle nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal hulle jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Jy sien, as Christen, as kind van die Here, as weergeborene, word ons elke dag op aarde, word ons uit te sien na die ewige lewe. Die ewige lewe is nie daar ver nie. Ons begin nou al reeds om uit te sien daarna. Hoekom sien ons uit daarna? Die wat weergebore is. Hoekom sien ons uit na ewige lewe? Want vir die wat weergebore is, sal hulle geliefdes wat in Christus gesterf het weer sien.
Dit is 'n baie belangrike gedagte wat u net moet vashou. Tog waarna ons streef om na ons Vader in die hemel te gaan. Dit beteken egter nie dat dit nie moeilik is om uiteindelik te sterf en dood te gaan. En om die dood van 'n geliefde te verwerk nie, dit maak dit geensins makliker. Maar 2 Korintiërs 4 vers 17 tot 18 sê vir ons swaar kry in hierdie lewe is maar bitter gering en dit gaan baie vinnig verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verder oortref en wat vir ewig loop. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik. Dit wat ek en jy nou sien is tydelik, maar hierdie hoop wat ons in Christus het, hierdie hoop wat ons in die ewige lewe het, dit wat ons nie kan sien, dit is ewig. En dit waar ons uitsien. En dit bring my nou by 'n baie belangrike punt vanmôre. En dit is wonderlik om te weet. Dit is vanmôre wonderlik om te weet die Here wil ons vertroos en hy sal ons vertroos. Maar ons egter ook een baie belangrike vraag wat ek graag wil hê u moet vir uself ook vanmiddag kan beantwoord. En dis 'n vraag wat ouma Babs ook vir haarself beantwoord het. Is jy gereed? Is jy gereed om jou Skepper te ontmoet? In ander woorde, die vraag vanmiddag is, hoe staan jou saak met die Here? Is jy gereed vanmiddag? As jy het aan die Babs nou moes plekke ry, sou jy gereed gewees het om die Skepper van hemel en aarde in die oë te kyk? Hoekom kon Dawid met soveel vrymoedigheid hierdie retoriese vraag beantwoord van waar kom my hulp vandaan? Want jy sien, daar was 'n dag in Dawid se lewe waar hy besef hy is verlore en hy is geskei van die aangesig van die Here. Hoe weet ons dit? Hy skryf in Psalm 51, skryf hy hierdie woorde in vers 7, hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore. In sonde het my moeder my ontvang. En dit is hoe elkeen van ons geliefdes, elkeen, van my voor, regdeur tot hulle wat daar agter sit, elkeen van ons wat hier is vandag, ook gebore, met ons aangesig weggedraai van die Here. Want daar staan in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So wat het Dawid anders gemaak? Wat het ouma Babs anders gemaak? Hulle het 'n voortreklike gees in hulle binneste gehad. Want die oomblik toe hulle by daardie plek gekom het, waar hulle gekonfronteer was om te kies, het hulle weergeboorte gekies. Hulle het gekies om Jesus in hulle lewens in te neem. En in die oomblik van wedergeboorte het hulle die Heilige Gees ontvang. En die vraag is, het jy al die Heilige Gees ontvang? Die Heilige Gees is die trooster van God wat ons vanmiddag wil troos en ons vanmiddag wil bemoedig. Maar is dieselfde Heilige Gees wat ook vanmiddag, soos wat die Here Jesus self gesê het in Johannes 16 vers 8 wat gesê het, en as hy kom, dis die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig. Hy sal u en my kom oortuig van sonde en van geregtigheid en oordeel. So geliefdes, albei wat aan die lees noem koos, en ek nie elkeen van aangesig tot aangesig. So die vraag vanmiddag is jy dalk 'n goeie morele mens? Of 'n kerkganger, of iemand wat weet wat Jesus op die aarde kom doen het? Dis nie die vraag nie. Die vraag is, vanmiddag, het jy Jesus al as verlosser en saligmaker in jou lewe ontmoet? So wil ek vir u sê, ek kom nie dalk neer op, was jy 'n voorbeeldige mens? Het jy 'n goeie lewe gelei? Het jy goeie dinge in jou lewe gedoen? Het jy ander mense gehelp? Het jy jou geld in ander mense ingestort? Het jy wat ook al gedoen? Nee. As jy Christus nie gesien en geken het as herder, as jy sterf nie, het jy groot probleme by die doodsgehad.
Dawid sê, ek gaan deur die dal van doodskap. Hoe kan hy dit met soveel sekerheid sê? Want hy weet die Here Jesus is nie reg. Hy weet die God is deel van sy lewe. Daar was 'n dag waar hy gebuig is voor hierdie God. Die Bybel leer ons in Hebreërs 9:27, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die dood. Jy sien baie mense sê, ag, as ek dood is, dan begrawe hulle my en hulle gooi my toe in die woestyn. Weet die vriende, dit is daar die persoon wat so redenasie het, die mees onligterste dag wees in sy lewe, as hy sy oë aan die ander kant die graf oopmaak. Of hy sê, daar is vandag nie meer 'n dringendheid by mense, by jong mense, by kinders, by ouer mense, om seker te maak, hulle ontmoet Jesus as saligmaker aan die kant van die graf. En glo vir my, as ons sien wat die woord ons leer, is nie wat 'n dominee vanmiddag sê, of wat 'n kerkgenootskap vanmiddag sê nie, dis vanmiddag wat die woord sê, hierdie kosbare Bybel leer ons, hy sê vir ons, dit gaan 'n ontligtering wees vir baie mense, wat gaan agterkom, ek het die verkeerde keuse gemaak. Ek dank die Here vir ouma wat sy keuse. Ek dank dat sy 'n getuienis gehad het van redding. Hoe weet ek het dit gehoor uit haar eie mond? In die sterwensuur word elke siel getoets. Die vraag is nie dan, is ek godsdienstig? Was ek gedoop, klein of groot? Het ek in 'n kerk gewoond? Maar die vraag is, het ek Christus as verlosser gesien en ontmoet? Vriende, David het sy keuse gemaak. Ouma Barbara het haar keuse gemaak. Ek het my keuse gemaak. Psalm 39 vers 5 sê, kyk, U het my daar 'n paar handbreedtes gemaak, en my leeftyd is soos niks voor U nie. Ja, as pure nietigheid staan elke mens daar. Die Bybel sê, as jy sterk is 70, as jy baie sterk is 80. So ouma was absoluut in genade tyd voor God. 92, byna 93. Absolute genade voor God. So die dood vra nie wie jy is of hoe jy is. Hoegenaamd hou die dood geen rekening met stand, aansien of posisie, klas of rang of ras. Hy vra ook nie, is jy gereed om te sterf of nie te sterf? Gaan jy misbaar wees of onmisbaar nie? Hy vra nie daai vrae nie. Hy vra nie as jy oud of as jy jonk nie. As ons deur die begrafplaas gaan loop, dan sien ons as kragte van kleinkindertjies en as mense van 92. As die dood kom, dan kom hy. En hiervan kan ouma getuig. En as sy vanmiddag hier sou wees om 'n laaste woord met u sou kon spreek, sou sy sê, my geliefde kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, weet vandag, daar is geen brug oor die doodsrivier. Elkeen moet dit alleen deurgaan. So iewers moet ons hierdie sterwensuur in die oë kyk. En die vraag is jy gereed? Paulus skryf daaroor in 1 Korintiërs 15 vers 55, hy sê, dood, waar is jou angel, doodryk, waar is jou oorwinning? Wat sê hy? Paulus sê, dis ons laaste vyand, jou en my laaste vyand op hierdie aarde. Vriende, ek kan nie vanmiddag u net bemoedig met die mooi woorde van vertroosting wat ons in die Bybel vind, en al die mooi tekste van bemoediging gee, maar ek is nie getrou om ook te vra, is jy gereed om te sterf? Dit mag dalk vanmiddag vir mense klink, dominee, is dit nie 'n bietjie hard nie? Maar nee, verseker nie. Dit is juist die hartklop van Christus, dit is die hartklop van ouma Barbara, dit is die hartklop van Dawid, om te sê, is jy gereed? Het jy die Here ontvang as saligmaker? As jy self nie reg is nie, dan sal Jesus se woorde vir ewig in die hel, in die ore van sulke mense weer klink. En wat is dit? Lukas 13 vers 27 spreek die Here Jesus self en hy sê, en hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my af, al julle werkers van die ongeregtigheid. En mense sal sê, maar Here, ons het kerk toe gegaan.
Here, ek het in 'n kerk groot geword. Here, ons het selfs wonderlike dinge in U naam gedoen. En dit sal die woorde wees wat mense moet hoor. Jy sien, as die doodsengel kom om my en jou te kom neem, en dit is 'n boodskap wat baie stil geword het in die tyd waarin ons lewe, want mense wil tog net nie mense afronteer nie. Ek wil vir julle sê vanmiddag, as ek en jy sterf, is daar net een van twee eindbestemmings. Vandag soos ons hier sit, is daar net twee groeperings op hierdie aarde. Daar's geredde mense en ongeredde mense. En u sit in een van die twee kategorieë. Ek ken u nie persoonlik nie. U weet of u gered is en u weet of u ongered is. En hoekom sê ek hierdie dinge vanmiddag vir u? As jy ongered is, en jy het nog nie die ontmoeting met die Here Jesus gehad, sal jy op wat nooit wees. Want jy sal nie op dieselfde plek wees in die ewige lewe. Maar as jy waarlik weergebore is, sê die Bybel, sal die kring daar bo voltooi wees. Daar waar geen traan is, daar waar geen hartseer is nie, daar waar geen pyn is nie, daar waar sy 'n gesonde liggaam nou het, wat sy nie kan van. Die Here het elkeen van u ongelooflik. Het aan die Barbara ongelooflik lief gehad. En sy kon Johannes 3:16 kon sy haar eie gemaak het. Want sy het vanmiddag vir jou gesê, want so lief het God vir Barbara gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat Barbara wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar dat Barbara die ewige lewe kan hê. En net so lief het God u vanmiddag. Van die kleinste enetjie wat hier is, tot die oudste een. Die Here het jou so lief uit sy seun vir jou gegee. Jesus nooi jou wat hier vanmiddag is, en hy nooi jou persoonlikheid. En hy doen dit aan die hand van Openbaring 3 vers 20. En wat staan daar? Hy sê, kyk, ek staan en ek klop aan die deur van jou hart. En vriende, ek wil hê jy moet weet, Jesus is 'n gentleman. Ons nie 'n handvat so aan die buitekant. En hy gaan ook nie die deur oop trap nie. Maar sy woorde is, as jy my stem hoor, en jy vir my die deur oopmaak, sal ek inkom na jou toe met jou maaltyd hou en jy met my. Dis nie uitnodiging. Jesaja 1 vers 18, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sonde soos skarlaat, en dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Die Here wil nie net bemoedig en vertroos nie. Hy wil hê jou oë sal, jy sal jou oë opslaan, en jy sal hom sien as die verlosser, wat jou hele lewe wil kom verander. Wat jou wil red, en jou sy kind wil maak. Jy kan hom los. Dis okay. Jy blus dat jy so. Ek is kinders gewoon, so dis hy. Ek is oupa. Verstaan. Here wil hy met jou oë opstaan. Here wil hy jy moet hom ontmoet. In Johannes 4 vers 9, hier is die liefde van God tot ons, geopenbaar dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Geliefdes, dit nie van ons weet wat hier sit vanmôre, wat hier staan. Wie is die volgende om die tydelike met die ewige te vind? Ons weet nie wie is die volgende om te gaan. Die Here het op hierdie geleentheid in mekaar gebring. Die Here het 'n afspraak met u vanmôre as gesin, ook vir hulle wat inskakel op Facebook en later die YouTube video gaan kyk. Die Here het 'n afspraak met jou, die Here praat vandag met jou. Dink jy u is verniet ingeskakel of u is verniet hier vanmôre? Nee, want die Here wil vanmiddag met jou gesels. Vandag gee die Here die geleentheid aan iemand om te sê, hier is ek, Here, red my siel ook uit genade, sodat ek ook eendag by u kan wees. Ook eendag saam met die geliefdes wat in u gesterf het, saam met hulle kan wees. Mag God eer. Amen. Kom ons sit net so dan, gaan ons saam. Geliefde Here Jesus, ons bring vanmiddag hierdie familie en vriende na u toe. Here, u is die bewaker, u is die trooster, en u is die redder. Here, dankie vir ouma Babs,
Dankie vir 92 jaar en 11 maande. Here, wat haar oë na U opgeslaan was. Here, laat ons nie vanmiddag wegstap sonder om self ons eie harte ondersoek en seker te maak ons is op die regte plek. Dat indien dit moet, Here, dat ons vandag ook daardie keuse vir U sal maak. Here, bewaar ons uitgang en bewaar ons ingang. Nie net vir vandag, Here, maar vir ewig. En ek het die woord gehoor, waar al die oë so gesluit is. U weet die saak met die Here is nie reg. En U wil ek net vir U bid in my slotgebed, dan gaan ek dit doen. Ek gaan dit nie uitreik nie, ek gaan een keer vra, ek gaan iemand wat vra, wil U bid vir my, en ek gaan bid. Geef die hand op, en dan sal ek nie weer aan. Baie dankie, sien baie. Nog iemand? Ons dierbare verhoogde Here Jesus, Here, ek het ook hierdie hand vanmiddag gesien. 'n Hand wat sê, Here, ek is nie seker. Here, ek wil my saak met U regmaak, sodat my lewe met U reg sal wees. Here, ek bid vir verlossingsgenade ook vir hierdie persoon, dat U hom ook sal aansien en aanraak, en dat U ook sy hart, Here, tot U eie sal neem, dat U ook in hierdie dag nog, Here, sy hand en sy naam in U hand sal neem, en sy naam in U handpalm sal grafneem. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons dit kan bid en ons weet. U is in beheer. Amen. Ek gaan kans gee, daar was iemand wat gevra het, hulle vra 'n paar woorde kom spreek, en die lied is baie welkom, ons kan die eerste wil kom, of wie wil eerst op ons? Goed. Ek wil eerstens begin deur dankie te sê aan die hemelse God en Vader, van ons moeder, ons ouma, grootouma, en ouma, grootouma se lewe, en dat elkeen van ons wat hier sit vandag 'n gedeelte van haar lewe, of ja, hele lewe saam met haar kon deurbring, 'n tydjie daarmee saam met haar kon deurbring, en dan wil ek dankie sê vir die predikant, vir die besondere boodskap wat hy vir ons gebring het, vir die begrafnisondernemer, wat haar liggaam weggevat het, die oorskot, dit gaan versorg het, en dit vandag van die graf vir ons gaan teruggee, of in die graf gaan besorg. Ekskuus, my kop is nie meer so baie lekker agter mekaar nie. Dankie vir elkeen wat hier is. Ek het nou nie 'n briefie gemaak, ek het vir Suster Elise gesê, ek gaan nie 'n briefie maak nie, want ek wil nie van 'n briefie aflees nie, ek moet so uit die hart uitpraat. En dan 'n besonder, weet jy mense, ek sonder nie sommer mense uit nie, maar vir ons twee susters wat ons maar versorg het, veral vir Barbara en dan ook vir Johan, wat feitelik hulle hele lewe op hou gesit het. Sy het baie jare by haar gebly, en hulle het haar versorg, en hulle het na haar gekyk, en totdat sy nou by Elise kom bly het, en Elise het die laaste oomblik, die laaste paar maande of tyd na haar omgesien, wil ons baie dankie sê. Baie dankie. Ek wil nie veel sê nie, ek wil net vir julle almal sê dankie dat julle hier is vandag. Dankie dat julle almal 'n deel in Mammie se lewe was. En ek wil net vir julle sê, Mammie was baie lief vir almal van julle. Sy het die laaste ruk baie gesê, sy verlang, maar ek moet vir julle sê, sy is baie lief vir julle, elke een van julle. Julle weet, ons moeder het 'n harde tyd gehad in haar lewe, maar sy het ons versorg. Ons 8 kinders het sy nooit verlaat in die tyd wat ons haar nodig gehad het, was sy daar. Sy het van ons kinders en ons kleinkinders groot gemaak vir ons. Sy het na julle gekyk. Ashnay, Marcel, Lizette, Aurora. Ek sal nooit vergeet nie, my ou moeder het haar voete lam geloop agter Aurora aan toe sy klein was. Sy het longontsteking gekry en ouma Babs het al daai pad geloop om net te gaan kyk dat Aurora gesond is. Dit was lang jare vir haar, moeilike jare vir haar, om 8 kinders te versorg, nie te weet waar môre se kos vandaan sal kom nie, maar sy het gesorg. Ons het nie 'n nag sonder kos gebly nie, ons het nie 'n nag koud te kon slaap nie, want Mammie was daar.
Sy het 3 werke gehad, sy het haar bene afgeloop en gehardloop om vir elkeen van ons 'n bord kos te kon gee. Ons was ook maar baie stout. Baie dinge aangevang wat ons nie moes nie. As Mamy vir ons 'n rand gee, daai tyd was dit baie geld om mins te gaan koop, dan koop ons 80 sent se mins en 20 sent se wat visskerwing goed. Dan eet ons lekker. Mamy het nooit dit geweet nie. Vandag sê ek vir haar, Mamy, ons was baie stout. Maar sy was baie lief vir ons, elkeen van ons. En Mamy se hand was nooit toe nie. Maar het vir elke een in hierdie, ek kan vir julle sê, almal wat op WhatsApp is, almal wat oral is, kan getuig dat Mamy julle verjaarsdag nooit vergeet het nie. Miskien die afgelope rukkie het sy nie meer so getrou gewees nie. Maar as ma jou vandag ontmoet het, môre het sy jou geluk gewens as dit jou verjaarsdag was. So het Mamy elke mens, sy diep spore in elke mens se hart getrap. En ek wil vir julle sê, ons moet daai jare wat tussenin was, onthou. Kom ons gaan na die rus. Kom ons gee haar daai rustigheid. As ons so baie huil, ek weet ek huil ook baie, ek wil nie so na haar kamer kyk nie, dis soos Dominee sê, as ek daar sit en ek kyk so, dan sien ek haar daar, dan maak sy vir my so. En dan sê ek altyd vir haar, Mamy, nee, ek is besig. Sy het nader aan die gewoonte gekom, Elise, is jy besig? Kan jy my kom help? Of wil jy nie net vir my dit gee, of dat doen nie? Ja, dit was moeilike tye die afgelope ruk. Maar Mamy het alles waardeer. Ons moet haar net onthou, soos wat sy was. Baie dankie vir elkeen van julle wat hier is, en dankie vir al julle liefde. En ek glo Mamy weet, elkeen van julle het vir haar iets baie besonders beteken. Dankie julle. As ons begrafnisbrief, en ek wil dit graag dan ook lees. Able to laugh and converse with you, and to reflect on all the beautiful memories that we share, all of which we are a privilege that I am endlessly thankful for. I always try to find new words to express how much you mean to me, because I see so much of you in myself. There's no greater honor than being your great-granddaughter and having so much of me come from you. Thank you for everything that you are and do. I have an endless amount of appreciation, love, and respect for you. I hope that you know just how loved and cared for you are, and that you are my biggest motivation to always do and be my best. No matter where we are or what we are doing, my love for you is endless and constant. I love you most of all. Ashnay. Baie dankie julle. Ek gaan vra dat die draers na vore sal kom, dat hulle dan net hier voor by ons sal kom staan asseblief, en dan gaan ons net afsluit met die Onse Vader. So die draers kan so lank hier na vorentoe kom, en dan gaan ons net afsluit met die Onse Vader. Yeah.
uitspreek. Ons gaan hier vanaf vertrek na die graf. Soos u weet, daar is ongelukkig nie begeleiding by die roeborte en sovoorts nie, so ons gaan ry, die wat saam met mekaar kan ry en by mekaar kan ry, kan ons maar so doen, dan kry ons mekaar by die begrafplaas, en as ons daar klaar is, dan word u genooi vir ietsie om te eet en te drink ook hierna in die saal, asseblief. So, nie wegraak nie, u kan net terugkom ook dan hier na die kerk toe. Mag nou die genade van God die Vader en die wonderlike liefde van die Here Jesus Christus en die tere werking van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly, tot ons mekaar weer ontmoet. Amen. Daar waar vir ons wat nou hier by mekaar is, vir die van u wat reeds aan Christus behoort, is hierdie net 'n tot weersiens, dis nie 'n totsiens nie. Ons gaan net hier die liggaam weglê, die tent. Paulus sê, as ons die aarde verlaat, is dit ons tentwoning wat ons verlaat, en ons is dan gevoeg by die Here Jesus, ook in die voorpoorte van die hemel dan. Nou tannie Babs is deur die dood van ons weggeneem, hoewel 'n geliefde se dood groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self troos en bemoediging. Hy het beloof dat hy ons smart sal verlig, ons met sy liefde en krag sal bystaan, en op die pad vorentoe met ons sal wees. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan die geredde mens, die weergeborene uitroep, dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? So wag ons dan op die dag, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en sal opstaan, die wat in Christus gesterf het, tot die opstanding van die lewe, en die ongereddes tot die opstanding van die veroordeling. Ons treur wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Deur die dood roep God die ongeredde mens tot bekering, en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het, en opgewek is. Daarom, geliefdes, terwyl ons hierdie verwagtinge koester, laat ons beywer om vlekkeloos en onberispelik voor die Here bevind te mag word, ook so in vrede. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here.
En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Is daar enige iemand wat graag voordat ons die kus gaan laat sak 'n laaste woord wil spreek, dan is u baie welkom. Enige iemand? As daar nie is nie, dan kan ons nou maar die kus laat sak. Dawid het dan ook geskryf, en hy het gesê, 'n psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, daar lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook dan in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Kom ons staan net so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Here, baie dankie dat ons as familie ook dan nou, Here, hier by die laaste bestemming kan wees. Here, waar ons ook dan vir Tannie Babs, Here, ook hier ter aarde neerlê. Dankie dat ons weet, Here, dit is net die liggaam, maar haar siel en gees is reeds by U, en daarom dank ons U ook, Here, vir 'n geleentheid soos hierdie, om net te kom sê, dankie Here, dat ons haar lewe kon vier. Dankie dat sy, Here, so 'n groot impak in haar kinders en kleinkinders en agterkleinkinders se lewe kon maak. Dankie ook vir dit wat sy in die samelewing vir mense beteken het. Die ywer waarmee sy 8 kinders, Here, groot gemaak het. Dalk nie altyd in die maklikste omstandighede nie, maar dankie vir U wat haar die krag gegee het, die instaatstelling. Here, ons koppel aan haar dan ook Spreuke 31 wat sê, waar sal jy 'n deegsame vrou vind? 'n vrou van vele korale, en ons dankie dat ouma Babs dan so 'n vrou was, 'n Spreuke 31 vrou, na wie baie vrouens kan opkyk, ook die vrouens in hierdie familie kan opkyk en sê, ons wil graag wees soos wat sy was. En dankie daarvoor, Here. Dankie vir die indrukke wat ons kon hê, dankie vir die tyd wat ons kon hê, en ook vir hierdie laaste geleentheid. Here, dankie dat ons ook kan bid vir die veilige terugkeer van elke familielid, wanneer hulle terugkeer na hulle verskeie bestemmings. Here, dat U self hulle ook sal behoed, en dat U hulle ook self sal bewaar. Dankie dat ons hierdie dinge kan bid, Here, nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit U groot en uit U heilige genade. Amen. Amen. Ons gaan dan nou net die laaste, as ek net so daar by julle kan net daai mandjie kry asseblief. Die Here het ook vir ons geskryf daar in Genesis. Hy het gesê, uit stof is julle gemaak, en tot stof sal ons ook dan uiteindelik terugkeer. Rus en vrede, Tannie Babs.
haar gedagtenis leef ook in julle harte voort, elke memory, elke tyd wat julle saam gebou het. Here, dankie dat ons ook nou kan verdaag in u wonderlike naam, en mag u, Here, deur alles ook altyd verheerlik word. In Jesus naam, amen. So ons onthou om u te nooi na die